Na lang gesoek het ek uiteindelik 2 mense gekry wat dieselfde passie het as ek vir die vleisbedryf. Vandag gaan ons 'n vleissoort behandel wat my baie naby aan die hart lê. Ek is klein bietjie plattelands, maar ek ken nie die plaas so goed nie. Van die hantering van die lewendige dier tot die verwerking van die vleis gaan hulle staan met wys. Ek wil gehad dat hulle moes die kop in sy rouste vorm behandel. Jy moet maar deurdruk hierso, hier sien sissies hierso nie. Ook in 'n weeklikse kookkompetisie waar ons die snit van die week gaan opdis. Ek het een keer in my lewe al per ongeluk afval geëet. Jo, dit ruik anders, nee Anita. Jo. Elke week is daar 'n wenner, maar ons sal na 13 weke sien wie gaan wegstap met die titel van slagmeester. Soos julle weet, is daar net een wenner en vanaand is geensins anders nie. Anita, vanaand is dit ongelukkig nie jy. Maar baie geluk. Dankie. Goed julle, hierdie vleisreis van ons sal onvoltooid wees as ons nie een week die uitdaging braai maak nie. By my hier in die slaghuis is die gewildste item lamsvleis as by braai kom. Om daai rede het ek gedink, gaan ons hierdie week die lam se dikrib behandel. Vir my 'n aansang hero, as ek dit so kan stel, van die lamkarkas, want jy sit met daai lekker lam ribeye met daai stukkie blad beenboor, daai dun lang beentjie, nê. So vleis wat naby aan die been sit is lekker geurig en hy het 'n lekker vetdekking aan die buitekant. Gesonde bloedvloei is uit die voorkwart uit en ook 'n lekker oefening om hom te verwerk want jy moet die karkas taamlik opbreek om by hom uit te kom. Kyk, 'n loin choppie is 'n lekker choppie. Hy het lekker vetjie aan en 'n lekker vleis. Maar hierdie dink ek is best of both worlds. Vir hierdie week se uitdaging het ons vir Elsabeth Daniel. Sy's 'n gereelde gesig hier so by ons. Ek het die week met haar gesels en ons het op 'n lekker interessante uitdaging vir julle besluit. Elsabeth Daniel, sy's volksbesit. Deesdae sien ons haar op verhoor reg oor die land. Vir ons is dit regtig 'n groot voorreg om haar hier te kan hê die week. Elsabeth, vertel 'n bietjie vir hierdie twee wat ons in die week besluit het. Dis 'n lekker uitdaging, ja. Ek bly in 'n slot en daar's 12 huise en ons is soos 'n familie. Dis soos in die middeleeue. Almal kom in die straat bymekaar of op die plein en dis wat ons doen en dan eet ons in die straat. So ek het vir Edo gevra, die mense is lekker bekke. Ons moet vir hulle lekker vleis kry. En toe het hy met 'n fantastiese idee gekom. Vir hierdie week se uitdaging gaan braai ons vir Elsabeth in bure. Lekker Ja. braai. In die ou dae, lekker straatbraai. Kinders onder in die straat. Ons gaan braai waarna ek so baie uitsien, want dit voel vir my die playing grounds is net so bietjie meer regverdig as ons eerder vuur maak as wat ons in die kombuis is. Daar's natuurlik ook 'n prys. Ons het 'n lieflike geskenkpak kookboeke in Afrikaans. Baie insiggewend. Ek het vroeër 'n bietjie daarna geloer. Voor dit kan gebeur, moet ons natuurlik terugplaas. So daar's nog baie wat ons moet doen. Ja. Dankie. Lekker. Ek het gedink ons bring hulle vandag bietjie na Olivier hulle toe. Dis hier in my valley, Darling, Swartland. Is 'n lekker intensiewe skaapboerdery en hulle is ook baie innoverend volgens my hierso. Enkelvlei is 'n skaapboerdery naby Houfield. Ons het nou net hier aangekom, ons gaan vir Olivier ontmoet en ek het gehoor ons gaan dalk bietjie lammetjies hanteer en as ons gelukkig is, kan ons sommer vir hulle melk ook gee. Dit is feit. Ja, ons het gehoop hulle kan 'n bietjie lammers hanteer vandag by jou Olivier. Olivier het 'n lekker intensiewe lambesigheid hierso. Julle sal net sien. Dis 'n goeie tyd nou, die oeye is aan die lam. Ons is aan die einde van lamtyd nou. Maar kom ons kyk, dalk is ons gelukkig. Dan kry ons iets wat lam vandag en ons sal so 'n bietjie sport sê ook later. Ja. Ons hoop eintlik vandag waar ons kan hulle 'n bietjie blootstelling gee aan die geboorte van 'n lammetjie. En dan ook om lammetjie te hanteer. Ons het nog min klein diertjies regtig hanteer. In 'n normale jaar is dit nie droog as nie. Sal ons hierdie trop laat deurlam, 20 oeye per hokkie. En as hulle deur is, sal daar gewoonlik 'n 30 dae breek wees wat ons net alles reg kry. Dan begin die volgende wat dan nou die jonger trop sal wees. Die jong ooitjies bring ons nou maar almal hier na toe. Vir hulle hou ons ekstra goed toesig, eenlinge, tweelinge, almal bymekaar. Ons gaan vandag met lammetjies werk. Nou, ek is bitter opgewonde daaroor om hulle vas te hou en te voel hoe hulle voel. So klein, liefdevolle, wollerige diertjie. So ek sien baie uit daarna. Wat het jy hier? Ek en Anita het nou die lammetjies opgetel. Hulle is so sag en so oulik. Anita se hart smel dadelik, maar hulle is regtig oulik. Ja. Dit is eintlik snaaks om te dink dat hulle groot gaan word en dan met ons 10-10-1 daai vleis bewerk. Hulle is cute.
Hy's cute vir my. Anita Maree is nou al mak op die plaas. Ek dink die feit dat hulle nou al skaap gevang het, hulle is nie meer bang vir die diere of skrikkerig of huiwerig nie. Olivier, gaan jy ons gaan wys aan by jou bokke. Ons kan. Baie nuuskierig om te sien hoe dit lyk. Ons kan. Dit is my ongelooflik interessant om te sien hoe hulle alles nog half op die old school manier hierso doen. Want die lammetjies kry melk van die bokkies. Daar's geen fake melk in 'n bottel of poeiermelk of so nie. Ek sien baie uit daarna om te sien hoe 'n lammetjie aan 'n bok drink. So hierdie is nou jou bokke wat jou lammers help groot maak, jou Hanslammers nou. Ja. Nee. Ja. Laas jaar het julle hoeveel lammers groot Weet jy, gemaak? my vrou het 68 Hanslammers groot gemaak. En hoe presies werk daai? Ek gaan nou vir julle wys. Ons gaan nou weet jy wat gebeur is maar 'n ooi wat klaar gelam het. Sy het baie melk, sy het die hoogproduseerders het so 1.8 liter melk op 'n dag. Jy vat die ooi, jy hou haar vas, as lammers wat aan haar suip tot hulle vol is, vat hulle weg, sit nog aan totdat haar melk op is en dan vat jy 'n volgende bok, sit lammers aan. Ons gaan laat Anita en Maree gou 'n bietjie vir ons die oeye vang. Ons sal gou kyk of Anita die ooi kan beheer hierso en op sy plek kan kry. So kom ons kyk. Olivier het nou gesê ons met 'n bok vang. Ek het plakkies aan. Ek is regtig nie reg hiervoor nie. Anita is skrikkerig want die ding het horings. Ons het nou skaap gevang, maar skielik kom maar horings in die prentjie in en dit verander al. So ek gaan so 'n bietjie terug staan dat Anita die harde werk doen en dan as sy hom het, dink ek gaan ek net die horings probeer gryp of iets dat ons net veilig is. Ek het 'n groot een. Wat het ek hier? Kyk, jy het hom. Hier Hou net uit wat voor jy tog het. een nou Titi. Hou wat jy het. Ek weet Maree en Edu love hierdie gedeelte waar ek agter 'n bok moet aanhardloop, weet. Okay, kom ons gaan kyk daai aan Anita. Maar ek gaan hom nou, ek wil net uit die eiers uit. Jy moet net die eier kyk, maar jy moet die regte eiers. Sorry dude, ek kan nie jou vat nie. Net soos hulle hou van die skaap vang, maar ek dink ek sal dit kan regkry. Dit is nie dis lekker gelyk hierso half. Ek hoop net ek val nou weer neer nie. Ja. Jy het hom. Kom. Kyk daai kant. Check the eggs. Anita het regtig die harde werk gedoen. Ek is eintlik baie trots op haar. Sy staan vir niks terug nie. En ja, ek het die horings gegryp en toe vat ons hom in dat die lammetjies ook hulle beurt kry. Ja, alles. Kom so jong. Appetijties. Kom. O, lekker eet nou. Toe ons so oorbuk, dis glad nie soos hierdie ander wat weggehardloop het. Dis 'n Hanslammertjie. Hy het 'n baie goeie lewe. Maar opgetel, hy stamp sy kop so by die titie en daar vat hy die tiet en hy begin drink. Dit is regtig baie mooi om te sien. Kan altyd sommer in een vat. O, nee, jy's mis. Daar. Nee. Haai julle. Maar wag. Kyk die stertjies. Hulle weet. Jy tel hom letterlik, ag, hy's so klein. Sit jy hom net onder die bok. Die bok staan heel rustig. Goed, julle ons moet maak dat ons aan die pad val, ons moet terugkom. Groot braaier wat op ons wag. Olivier, baie dankie. Groot plesier. Die dikrib chop is 'n chop wat na my mening mees ekonomiese chop is of nie so seer ekonomies nie, maar wat jy kry vir jou randwaarde, voel ek is dit die beste koop. Vir Elsabie se chops vandag gaan ons die voorkwart opbreek. Ek hou baie van die dikrib chop want dit is 'n geurende snit. Ek voel net in terme van waarde kry jy net soveel meer vir jou rand, weet rand per kilo. Dis die lam se ribeye wat dan so daai dun beentjie aan die buitekant het, die blad. So dis 'n baie geurende snit. Om dit uit te haal, moet ons die voorkwart hierdie keer afbreek. Dan gaan ons die voorkwart die nek afhaal. Ons gaan die voorkwart op sy rug draai en ons gaan net op die ruggraat langs die voorkwart in twee kloof. Daarna gaan ons die dikrib gedeelte afhaal, met ander woorde die voorste rib afsny en daarna kan ons begin om ons choppies te saag. Goed. Jy kan maar gooi. Gooi nog hier. Wil jy hak vas daar? En nou gaan jy met jou saag moet draai, né, want daai daar's hy. Gaan ek nou hierna toe? Ja. Mooi. Jy moet saag so toe. Okay, kom ek. Okay, nou aan die ander kant. Amper daar. Ja. Ek het hom, maar hy sal nie val nie. Wat die verwerking aanbetref, het ons nou al die agterkwart behandel toe ons die kruisskyf uitgehaal het en ook moes ontbeen het. Ek is gelukkig reg, so ek gaan hierdie kant staan. Ek sal daai kant help vashou. Nee, Nee, is nie nodig. seker. Dit is nogals 'n proses om daarby uit te kom. Dit is nie so maklik soos die kruisskyf waar jy net 1 of 2 snitte moet maak. Jy doen dis die lyne. Dit is hy daai.
Ja, hy swaar. Spiere. Toe het ons die lam deurgekloof in die middel vir die spit wat ons gedoen het en nou is ons by die voorkwart en om by die dikrib uit te kom moet jy die voorkwart geheel en al opbreek. Dan gaan jy voorkwart op sy rug draai, op die spleen afsny, om in die middel kloof, die voorste ribgedeelte afhaal en dan kan ons begin om ons dikrib chop te sny. Wat lekker is van die dikrib chop is om by hom uit te kom is daar baie snywerk. Dis baie opbreekwerk wat ons moet doen. Kijk goed. Ek hou sommer die ene vir. As jy nou van bo af kyk, dan kan jy so sien sommer, jy kan mos nou die choppie herken, hè? Ja. Ons haal hom gewoonlik nie veel verder as daai af nie en dan trek ons daai lyn. Daai lyn trek ons dan sommer deur hier voor na die nek toe. Okay, my grips kry. Reg? Okay, gaan. Jy moet basies agter die blad inkom, daarso. En dan begin jy jou choppies te sny. Marie laat my bietjie sweet as hy werk met die bandsaag. Dit is regtig, hy's baie ernstig, maar jy kan sien, hy wil dit reg doen. So, daar kan jy sien dis nog 'n gedeelte van jou rib chop. Ons rib chop is gewoonlik met daai lengte, jy trek daai lyn reg deur hierso waar die rib en die nek bymekaar. So ek maak net seker ek bly op daai lyn. Jy maak seker jy bly op daai lyn, nie so die deelige lyn. Ek het gedink ek sal bietjie meer gemakliker al wees teen die tyd, maar dit is regtig 'n intimiderende masjien hierdie. En ek dink Edu aanvaar dat ons gemaklik is, maar ek is nog nie heeltemal gemaklik nie. Hierdie gaan ek net gou eers om hom mooi. Daar's ernstige konsentrasie die hele tyd en ek kon sien hierdie twee was baie op hulle senuwees. Mooi. Ou kan eerder kla as my chops te dik is as wat ek kla my chops is te dun. Ons is mos daar om 'n vleisie te eet. Anita, ek sal hierdie choppies kom koop. Dis gewoonlik het jy lekker, jy's nogals ver weg. Hierdie keer is jy nie baie ver weg nie. So ons gaan bitter mooi moet konsentreer ons vandag hierdie choppies. Dit voel vir my oë kan nie reg kyk as ek is verskriklik nervus. Ek is chopstel, ek dink eers ek al asem. Mooi. Gebruik jy daai chop om weer extra padding. Nou is jy bietjie verder weg. Ek dink ek het my eie rekord vir my asem ophou nou net sopas gebreek. Dit is regtig naby aan jou hande. Al asem. Ek het julle twee agter. Dit lyk goed, dit lyk goed. Netjies. Baie mooi Anita. Jo. Anita kom elke keer deur. Ek weet nie hoe doen sy dit so amper in die boys room. Sy wys haar stal elke keer. Dit is nou tot van naby. Ja. Goed. Baie goed. Ja. Presisiewerk. My grootste vrees is net om daai perfekte dikte choppie te kry. Dit lyk altyd maklik as jy in die slaghuis instap. Daai ou staan maklik daar en werk en werk en werk. Maar tot daai bandsaag voor jou is, dan raak dit iets heeltemal anders. Dit is so moeilik soos wat bandsaagwerk kan wees. Is dit wat ons vandag behandel het. So gaan ons daai skoon maak, mooi skoon krap vaar, dan kan ons dit oorvat na die straatbraai. Edu was baie happy geweest met my en Anita se werk. Toe moes ons net die choppie mooi skoon maak en nou kan ons dit vir Elsabie gaan voorberei. Baie welkom hier so by my. Ek dink dit gaan nou 'n lekker home cooking braai kuier wees. Kinders, die honde almal is hier so. So kom gerus in. Heerlik, dankie. En maak julle tuis. Okay, daar's sy. Voel amper of ons daai celebrity chefs is wat so Jamie Oliver gaan hulle sy huis toe en dan Jamie at home. Marie en Anita at home. Welcome to Marie en Anita at home. Ek gaan 'n botter maak waarin ek die roosmaryn, suurlemoen, klein bietjie Dijon mustard, dieselfde tipe konsep wat 'n mens gewoonlik oor 'n choppie gooi. Ek voel skuldig om mense se kas ding goed so op te maak. Okay, got it. Dankie. Lekker klein, hè? Ja. Kom pak, jy gaan lank ras vir. Soos wat ek altyd van George af Kaap toe ry ek verby 'n plek waar die lekkerste roosterkoeke is met bietjie bacon en kaas op. So ek gaan definitief dit probeer. Hoe's jy op 'n Weaver? Enige manier is reg vir my. Ja. Ja. Mooi is dit. Kyk nou 'n stewige bordkaas. Ek hou dit maar altyd so eenvoudig as moontlik. Anita is eintlik die groot kok in die kombuis, maar as ek dit eenvoudig hou dan soms betaal dit nogals goed af. Nee, hy hou vir hom so eenvoudig, maar hy kan dit mooi doen. So hierdie gaan 'n fancy kaasbrood storie wees, meen ek. Ja.
Die broccoli wil ek net so vinnig wakker maak in die pot ook. Wat maak jy so? Ek gaan net gou vinnig dit so blancheer en op die vuur braai vanaand bietjie. Broccoli met 'n gerookte smaak behoort nogals lekker wees. Ja, is organies, né? En dan net sommer 'n lekker slaai met groot stukke mozzarella, tomatietjies. Ek wil dit so eenvoudig hou as moontlik. Dit voel nie vir my 'n braai moet werk wees nie. Dit gaan oor samesyn en gemoedelikheid. Sing jy nooit as jy kook nie? Jy moet sê as jy 'n liedjie het, dan sing ek saam. Nee. Die atmosfeer in die kombuis, ek dink dit is omdat jy in 'n huis is. Kom nou. Ons kook lekker. Ons praat, ons lag, ons sing. Dis 'n stasie. Lekker Anita. Huiskombuis is dit asof jy jou skoene uitskop en jy kook net en alles gebeur natuurlik. Lê daar basie. Jy gaan nou nie hard gaan soos jy nie. Praat van charcoal en 'n lekker Weber, moet ons nie daai dingetjie aan die gang kry? Ek dink ons moet terug gou. en prep bietjie verder. Dan prep ons gou verder. Kom ons gaan doen dit gou. Nou. Yes. Ek bly op 'n plaas, ons het mos nou nie strate daar nie. So vir my is dit lekker om vir 'n slag gewoon weer by straatparty kan wees en ek sien uit daarna. Die atmosfeer hier so is verskriklik lekker. Dit laat mense amper dink soos in die stories. Almal is in 'n goeie lyn. Die mense kom uit, die kinders speel en dit gaan so lekker wees om vir hulle almal te braai. Hallo almal. Hallo. Ek is Anita. Dis Anita. Hallo. Okay. Hulle het hierdie lieflike tafel, so 'n lang tafel in die middel van die straat uitgepak waar die mense nou sit en 'n lekker wyntjie drink en gesels. Hier teen die kant het ons nou vure gemaak. Almal wag nou net vir hierdie twee om vir hulle te bedien met hierdie braaivleis. Hoorie so, is julle superheroes wat in die straat bly? Hæ? As jy baie hardloop jy op die dak. En hier's fairies en princesses. Anita maak amper op dit haar plek is. Ek dink nie sy het gedink ons moet so tuis wees nie, maar dis nog steeds lekker. Soos Elsbie vroeër vir julle verduidelik het, is Maree en Anita in 'n kompetisie gewikkel. Vanaand gaan julle vir ons dit oordeel. Julle moet hierdie geel rubberballetjie in die fles plaas wie se bord julle die meeste van hou. Teen die einde van die aand gaan ons dan die twee flesse tel en die persoon met die meeste balletjies, meeste stemme, gaan dan ons wenner wees. Maar ek kan julle waarborg, julle gaan heerlik eet. Gaan. Oei, so spaarkolle en al. Baie dankie. Vriendelike mense hier vanaand. Die is nog, as julle nog soek, die is nog. Ek het half so senuweeagtig begin voel met almal wat daar om jou is en almal wat met jou praat en ek dis half asof jy nou al so gewoond is aan jy fokus. Dis die games nie. Al die mans wil nou natuurlik 'n handjie bysit vir my sê om te braai, hulle is die seniors. Maar ek gaan met sterk staan want ek hou nie af as 'n ander man met my vleis beter nie. Skus julle, ek gaan net gou weer hier verby julle suiker. Skus, ek wil julle nou nie uit die pad uitjaag nie. Sout, peper, suurlemoen, maar hy moet eers so 'n bietjie van 'n brand aan die een kant kry. Ek hou van my vlamme los asseblief, ja. Ja, dis wat mense wil hoor. Cheers my broer. Ek hou hulle dop, ek wil hulle moet mooi bruin raak, maar nie te droog nie, want dit kan aaklig wees. En ook jy wil hom nie te rou hê nie, want ek dink nie so choppie is lekker as hy rou is nie. Is warm, maar hy's tog nie so. Die kompetisie element is nog steeds daar, al voel dit vir ons bietjie gemakliker. Ek dink nog steeds sy wil baie graag die boeke wen en ek ook natuurlik. Ek wil net hê hulle moet nou daai laaste crispiness kry man. Hy's lekker swaar. So toe kyk ek, hy's die sterkste in die straat. Hey. Jy moet net 'n klein hempie koop, dan lyk jy sterk. Weet jy wat vir my mooi? Caribbean tan. Is daai crisp randjie van die vet wat Yes. uitgebraai is en dan knak hy so onder jou tande. Dit is my kleintjie dood is 'n kraakvetjie. 'n Kraakvetjie. So ek gaan nou ingaan en my goedjies bymekaar sit. Yes, myne vat nou mooi kleur. Daai lyk doeksag. So. Dis sy. Okay. Maree, Anita, baie dankie. Dit lyk heerlik. Ons is nou reg vir eet. Alhoewel alles heerlik lyk, smaaklik lyk. En dan net as julle besluit neem dat die vleis dubbel soveel gewig dra. Julle almal het 'n geel balletjie by julle. Hierdie bottel is Maree sinne en daai ene is Anita sinne. Goed. Sterkte julle twee. Vir my moet 'n choppie warm wees as ek hom bedien en ek weet nie of hierdie lekker warm gaan wees. Hierdie mense gesels so lekker. Ek weet nie teen die tyd wat hulle nou uiteindelik gaan skep of die choppie warm gaan wees nie, maar ek is happy met hoe gaar hy is. Ek is happy met my roosterkoeke. Die slaai lyk mooi.
My hart is lig en ek wil net hê hulle moet lekker eet aan my bordkos. Wonderlike energie. Jy kan sien daar's baie goeie vriendskappe waar 'n tyd gevorm is tussen al die bure daar waar daar saam bly. En 'n mens voel ook sommer of jy die mense al 'n tyd lank ken. Die hele straat braai, almal waar daar is, gaan nou vir ons stem. So jy het nie 'n idee wat om te verwag nie. Waarvan hou hulle nie, wat is hulle palette, daai tipe goed. Ek moet sê, hierdie een het ek nie die vaagste benul wat gaan gebeur nie. Goed, also ek gaan vir ons hierso 'n stukkie van die loin van die skaap. Dit is nou Anita se hierdie. Dis 'n groot hap, jy kan maar weer. Kan ek kom vir jou weer sny? Sappig. Goeie lam. Suurlemoentjie wat lekker deurkom, né? Dan beweeg ons hierso oor na Maree se toe. Ek gaan vir ons presies dieselfde deel van die chop uithaal. Cheers. Laat hy val. Die smaak is wonderlik. Ek voel net hierdie ene is vir my effens harder om te kou. Maree se het ook miskien 'n bietjie minder vetdekking gehad. Ja. Ons kry dit nogal wanneer 'n dier bietjie maarder is. Anita se is duidelik sigbaar dat is 'n dier wat nooit stres gehad het nie, wat genoeg voeding gehad het. So eintlik kan ons nie 'n beslissing maak net met die proef van een choppie nie. So ek dink kom ons kom buite en ons gaan tel na balletjies. Ja, die pelle moet stem nou. Dan maar toe, kom ons gaan. Dis verskriklik om nie te kan sien wie waar wat sê van jou kos nie. So ek sal graag nogals wil sien wat 'n paar van daai ooms gesê het oor my vleis. Vreeslik baie dankie vir vanaand julle. Ons het dit regtig baie geniet. Ek hoop julle het dit ook geniet. Ja. Ons het nou die stemme hier agter getel. Anita, Maree, ons het 'n wenner. Soos julle weet, hierdie is steeds 'n kompetisie. Ja, dit is 'n groot voorreg. Ons het baie lekker gesmil aan julle kos, ons hele bar. En die wenner dan vanaand van 'n lekker stapeltjie boeke wat hier agter lê, is die volgende. Dit is Maree. Ek en Elspeth gevoel Anita se chop vir ons beter was, maar buite hierdie buurt gestem Maree. Maree se chops is beskikbaar by Boer en Butcher net hier. Ek voel 'n bietjie jammer vir Anita, want sy wou regtig graag die boeke gehad het. Ek was maar op my senuwees geweest want dit het gevoel ek is so gemaklik en maak of ek so gemaklik is. So volgende week gaan 'n hele nuwe ding wees en sy gaan kliphard terug wees. Dis nie lekker om te verloor, dit is nooit lekker om te verloor nie. Ek sal maar net harder werk aan my lamchoppies.